Daar sê die tema van vanoggend se woord is vreemde tale. Nou by hier sal almal sal bekend wees met die sprekende tale, maar vir sommige is dit ook 'n onbekende ding wat nie beoefen word nie. En ek wil 'n bietjie tyd spandeer vanoggend en ek wil u aanmoedig om vreemde tale te ondersoek en dit te beoefen. Nou die sprekende tale is 'n vorm van gebed en dis 'n vorm van aanbidding. The speaking in tongues edifies and builds up a person. In some cases, the speaking in tongues can be a sign to unbelievers. Tale en die uitleg van tale is altwee deur die Heilige Gees gegee. Die sprekende tale mag profeties wees, dit mag 'n waarskuwing wees of dit kan 'n bevestiging wees. Die sprekende vreemde tale is nie ietsie wat nuut in die Nuwe Testament is nie, dit word al in die Ou Testament genoem, en ek neem hier na Jesaja 28 vers 11 toe. No, but by men with stammering lips and another tongue will he speak to his people, says Isaiah, and teach them his lessons. So dit is duidelik dat tale sal anders te klink as gewone tale. Markus 16:17 sê, and these attesting signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons and they will speak in new languages. Nou u weet dat met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag het Vader sy liefde vir alle nasies bevestig. Al die verskillende volke wat die dag by mekaar was, kon die evangelie in hulle eie moedertaal hoor. So Pinksterdag was daar 15 verskillende nasies by mekaar. Hulle is by die naam genoem, dis opgeteken in Handelinge 2. 15 verskillende nasies, as jy net 'n bietjie aan dit dink. So op Pinksterdag, op een dag, is die goeie nuus van die evangelie aan 15 nasies verkondig in hulle eie taal, deur mense wat nie die taal kon praat nie. Merkwaardig, 'n merkwaardige wonderwerk, uitstorting van die Heilige Gees. But Father has done something similar before. In Genesis we read that the sons of Adam were rebellious and they wanted to exalt themselves. They were in rebellion by building the Tower of Babel to reach into the heavens. Ons lees daarvan in Genesis 1 vers 6. En die Here sê, daar is hulle nou een volk en het almal een taal. En dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Hulle is in rebellie teen Vader. Vers 7. Come, let us go down and they confuse their language, so that they cannot understand one another's speech. So ons het twee geleenthede waar Vader tale verander. As gevolg van 'n rebellie by die toring van Babel is die volke van mekaar vervreem deur hulle tale te verander. Maar op Pinksterdag word al die verskillende tale genooi om te verenig met een doel. En dit is nie om 'n toring te bou nie, maar om saam aan die koninkryk te bou. So hierdie is vreemde tale vir die sprekers wat deur ander nasies verstaan kan word. Maar daar is meer. Daar is 'n taal wat nie deur mense verstaan kan word nie. Vreemde tale en klanke wat die Heilige Gees gee, is 'n taal wat nie aangeleer kan word nie. Hierdie vreemde taal wat nie deur mense verstaan kan word nie, moet uitgelê word deur 'n gawe van die Heilige Gees.
Die praat in tale word vir ons gegee om ons ook te help in ons persoonlike stilte tyd, wanneer ons woorde te min word vir aanbidding. Ons het nie die woorde om te beskryf hoe ons voel, die diepte van ons verlange na ons Here, of ons hartseer, of ons soek net om hom te magnify, en ons woorde is te min, en dan kan 'n mens uitbreek in tale, dan bid die Gees self vir ons. Wanneer ons liefde en aanbidding teenoor Vader wil uitdruk, en ons moedertaal skiet te kort, dan kom die Heilige Gees ons te hulp en ons praat met 'n hemelse taal. 1 Korintiërs 14 vers 2. For one who speaks in an unknown tongue speaks not to men, but to God. Does not speak to men, but he speaks to God. For no one understands or catches his meaning, because in the Holy Spirit he utters secret truths and hidden things, not obvious to the understanding. Mag ek herhaal? Tale kan wees vir 'n vreemde nasie om met hulle te kommunikeer in hulle moedertaal. En tale kan ook wees waar geen mens dit verstaan nie. Dis nie 'n moedertaal nie, maar slegs deur God verstaan. 1 Korintiërs 14:14. Want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Vers 15, hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalms sing, maar ek sal ook met die verstand psalms sing. My boetie en sussie, mag jy honger na hierdie kosbare belewenis wat die Here vir sy kinders gegee het. Hoeveel te meer wanneer ons nie weet wat om te bid nie. Hoe gerusstellend is dit as 'n mens uitbreek in tale en ons weet dat die Gees wat beter weet as ons is besig om vir ons in te tree. Speaking in tongues is a way that we pour out our hearts to God when our words are not enough. Romeine 8 vers 26 sê, likewise the Spirit also helps our infirmities, for we do not know what we should pray for as we ought to, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Dit is sodat daar geleenthede is vir tale en die uitleg daarvan in die erediens. Dit is vir dit ook bedoel. Paulus fokus hierop en hy gee uitgebreide instruksies. Paulus se wens was dat almal in tale moes praat, maar Paulus wou eerder hê dat profesie die eerste plek sou inneem. Hy wou profesie aanmoedig. Paulus skryf dat hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek. Of hy moet die tale uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang. Die geestelike gawes is tot stigting van die gemeente bedoel. In die gemeente wil ek liewer 5 woorde met my verstand spreek, sê Paulus, as 10.000 woorde in 'n taal wat niemand verstaan nie. Hy sê as die hele gemeente dan saam vergader het en hulle sou almal in tale spreek en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie. Maar as almal profeteer, sal die geheime van sy hart aan die lig kom en hy sal op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. Paulus leer dat as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3 en by beurte en laat een dit uitlê. Maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente stil bly. Laat hy stil bly. 1 Korintiërs 14:32 For the spirits of the prophets or the speaker in tongues are under the speaker's control and subject to being silenced
as may be necessary. Verse 33, for he who is the source of the prophecy is not a God of confusion and dishonor, but of peace and order. Ons was al in gemeentes gewees waar iemand sal sommer terwyl die diens anders opspring en tale praat en dit gooi die hele diens omver. God is a God of order, of peace and not confusion. So the speaker of tongues should himself seek to interpret the tongues. The speaker of tongues should himself seek to interpret the tongues. And if there is no interpreter present, he should remain silent. The interpretation of tongues is a separate supernatural gift, like the gift of tongues. Dis 'n aparte gawe, die uitleg van tale. The interpretation of tongues is not an exact translation of the tongues, but the interpretation gives an explanation or the meaning or the message brought in tongues. Dit is nie woord vir woord 'n vertaling van die tale nie. The message in tongues may be short and a much longer interpretation follows, or vice versa, a long message in tongues with a short interpretation. Jy sal onthou die skrif op die muur wat Daniel moes uitlê. Daniel 5:25. And this is the inscription that was written, mene tekel upharsin. Numbered, weighed divisions. Dis die boodskap. En maar Daniel het die gawe om dit uit te lê. Slegs 4 woorde, maar die uitleg is soos volgende. God het die koningskap getel en daar 'n einde aan gemaak. U is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. U koninkryk is verdeel en aan die Medes en Perse gegee. So moenie 'n fout maak om te dink dat as die tale 2 minute was, dat die uitleg gaan 2 minute wees nie. Dit is nie noodwendig so nie. Soos in die geval van profesie is die gawe van die uitleg van tale nodig om die boodskap van die taal te verstaan. Die uitleg moet van so 'n aard wees dat die gemeente daardeur gestig kan word. 'n Toets vir die tale, word die gemeente gestig daardeur. Ephesians 5:18 says, do not get drunk with wine, for that is debauchery, but ever be filled and stimulated with the Holy Spirit. Verse 19, speak out to one another in psalms and hymns and spiritual songs, offering praise with voices and instruments, and making melody with all your heart to the Lord. Corinthians 14:15 say, then what am I to do? I will pray with my spirit, by the Holy Spirit that is within me, but I will also pray intelligently, with my mind and understanding. I will sing with my spirit, by the Holy Spirit that is within me, but I will sing intelligently, with my mind and understanding also. My brother and sister, praise and spiritual songs are to the Lord and not to the audience. Dis 'n belangrike punt. Wanneer ons in profetiese sing onder die leiding van die Heilige Gees, is dit nie om jou buurman te beïndruk nie. Ons is gefokus om die Here te verhef. In a service we can speak in tongues, we can sing in the Spirit, we can even pray in the Spirit. Romeine 8:26. En net so ook om die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge. Vers 27, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Wat 'n kosbare belewenis in die kind van die Here se lewe.
as jy nog nie tale nagejaag het nie, of tale begeer het nie, of tale gesoek het nie, wil ek jy aanmoedig. Daar's 'n nuwe geestesdimensie wat vir jy wag, as jy deurbreek in die te spreek van tale. Niemand weet beter as wat die Gees waarvoor ons behoort te bid en in te tree nie. Hierdie dimensie van gebed in die Gees word bevestig deur Jesus self. Deur Jesus self in sy gesprek met die Samaritaanse vrou. John 4:23 says, "A time will come, however, indeed it is already here, when the true, genuine worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking just such people as these as His worshippers." Verse 24, God is a spirit, a spiritual being, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ons het geheel toevallig gistermiddag op YouTube op 'n fliek uitgekom. It is not me is sy titel of so ietsie. It is not I, it is not me. Die? Kan jy? A different man of so ietsie. Heel toevallig. Maar hierdie persoon eindig op, maar so die naam, so wonderlik gedoen hierdie hele fliek. En hy eindig op in die hemel waar hy Jesus ontmoet. Maar hulle kry dit reg om die opgewondenheid van die oomblik so vas te vang, waar Jesus vir die persoon vra, "Would you like to meet Father? Would you like to meet Father?" Maar hulle vang het so mooi vas, dat you're awestruck. En ek besef net hoe onwaardig is ek eintlik om te kan die woord bedien. Dis net genade van ons koning. Dis net genade dat ons hier mag staan. En die wie stof is, wat soos mis voor die son is, die voorreg het om te kan praat oor ietsie so groot as die Heilige Gees. Om te kan praat oor iemand soos Abba Vader. Dit was merkwaardig hoe hulle daai toneel vasgevang het. Dit het my regtig diep geroer. My boetie en sussie, ons is besig met groot goeders. Ons is nie besig net om kerk te hou en op die stoele te sit en so nie. Oh, if we could only see the beauty and the majesty of our Heavenly Father. The love that He has for us. It's incredible. It was never been intended that a church service should be a quiet place where nobody dares to speak or participate in the service. The Word encourages us, prophesy, speak in tongues, worship together, lift up your hands. 1 Timotheus 2 vers 8. Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twist. Psalm 134 verse 2. Lift up your hands in the sanctuary. Bless Jehovah. Dit is 'n beeld van iemand wat uitreik na Vader toe. Ek dink altyd aan daai klein mensies, as hulle wil hê jy moet optel, is die hande op. Tel my op. Dit is 'n beeld van iemand wat oorgee aan Vader. The scripture encourages to clap our hands and to applaud Father. Psalm 47:1. Alle volke klap met die hande, juig tot eer van God met 'n stem van gejubel. Dit is tyd dat die blydskap van die Here in ons lewens moet wees, sigbaar moet wees. Onder die leiding van die Heilige Gees word ons aangemoedig om self te dans in die dienste. Halleluja! Heilige Gees gedrewe dienste is opgewonde en vol van lewe. Psalm 149 vers 3 sê, laat hulle sy naam loof in koor dans, hom psalms sing met tamboeryne en siter. Koning Dawid het voor al die mense gedans van blydskap voor die ark. Dancing and even shouting loud praises of God is found in the scriptures. Lucas 19:40, Jesus answered, I tell you that if they keep quiet
If they keep quiet, the stones themselves will start shouting. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. The presence of the Lord may become so intense that people fall down. Most examples of people falling down in the Bible is people falling forward onto their faces in worship. In heaven we read the elders that fall down in reverence to the holiness of Father. Spontane aanbidding, tale, profesie, dans, handeklap, moet nie onderdruk word in dienste nie. Inteendeel behoort spontane aanbidding tot Vader aangemoedig te word. Daar is wel natuurlik riglyne in die woord. Is dit tot stigting van die gemeente, word dit uit liefde gedoen. Amen en amen. Ek wil begin om af te sluit. The work of the Holy Spirit is to seek out, to save, to dwell within, to help with sanctification, to baptize, and to ultimately gather a people to be a bride for Jesus. These gathered out people become the temple of the Holy Spirit and becomes the body of Christ on earth. But there is an end coming to this era when the ministry of the Holy Spirit will be over. At the rapture of the church, the Holy Spirit will return to heaven. Those who remain on earth after the rapture will live among evil men without the working and the presence of the Holy Spirit. But for now, we have the blessed Holy Spirit dwelling in us. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Aba Vader, wat 'n besondere voorreg is dit om net 'n bietjie te kan gesels oor die inwonende Heilige Gees en waar ons ook baie keer tekort skiet, Here, waar ons uit tradisie en uit skaamte en uit allerhande baggage wat ons saam met ons dra, wat ons beperk om ons te verlustig in die Here. Die woord sê vir ons, Here, the joy of the Lord is our strength. Julle, toevallig is daar suurlemoene vanoggend in die kerk, Here. Maar dit was nie bedoel om ons te kos te wees nie. Ons kos is om die Here te loof en te prys, ons hande te klap, om te dans en jubel en juig en tale, profesie. Oh, Holy Spirit, that our services may be like that. That you will come down and just set us free to worship, Father, as we know we should do. We will give you the glory and the honor, and I pray it in Jesus' wonderful, wonderful name. Amen.